Goeiedag, baie welkom. En ons het ons reis voort so deur Petrus se brief. Ons staan vandag stil by 1 Petrus 2 en ons lees vers 9 en 10. Onthou wat hy gister gesê het, hy praat oor die wat ongehoorsaam is en wat nie glo in die woorde dat Christus die hoeksteen is nie, en vir hulle word dit amper 'n klip waarteen hulle voete stamp, nie 'n fondasie rots waarop hulle kan voortbou nie. Hy sê maar julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Hy praat oor hierdie mense wat hulle as vreemdelinge beskou, wat verspreid is, en hulle kry 'n identiteit. Hy sê, in daarenteen word julle genoem 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, die eiendomsvolk van God. Maar meer as dit, word julle geroep om hierdie verlossingsdade, dit wat julle gesmaak het, die goedheid van God. As jy vers 3 gaan onthou, julle het immers ondervind dat die Here goed is. Julle wat die goedheid van die Here geproe het, gesmaak het. Julle moet nou van hierdie verlossingsdade gaan vertel. Dan sê hy, dan beaam hy dit. Hy sê amper dit wat hy die hele tyd sê. Hy sê, julle was geen volk nie. Ekskuus tog, hy het om die verlossingsdade te verkondig van hom wat julle uit die duisternis uitgeroep het na die wonderbare lig. As mense wat uit die duisternis uitgeroep is en in die wonderbare lig kan leef. Eintlik 'n mooi tema vir Paase is om te leef as mense wat uit die donkerte uitgeroep is om 'n lewe te leef in die wonderbare lig. En dit met blydskap te doen. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Amper het julle het geen identiteit gehad nie. Julle was swerwers, julle was vreemdelinge, julle was ballinge, julle was verstrooid, verspreid. Julle het eintlik nie geweet wat is julle kom vandaan nie. Waar kom julle vandaan en wie is julle werklik? En dan sê hy, maar nou het God in sy barmhartigheid. Julle het geen barmhartigheid gehad nie, maar nou het hy sy barmhartigheid aan julle bewys. Hoe wonderlik is om te weet hoe dat die Here uiteindelik 'n weergeboorte skep, vir mense 'n identiteit gee. Hulle word hergebore tot 'n nuwe gemeenskap, en hulle beskryf dat hulle iets van God se teenwoordigheid gaan bekend maak. Hulle gaan hierdie verlossingsdade verkondig. Hulle gaan mense wees wat heilig leef, wat 'n koninklike priesterdom is, wat sekere opofferings bemiddel of offers bemiddel. Dit was die werk van die priesters gewees, om namens die mense die offers na God te bring. Hulle was die skakel tussen die mense en God, en weer tussen God en die mense. En julle word die mense wat hierdie identiteit kom dra, maar dit ook vir mense kom verkondig. Dat mense God se mense is, die wat hom liefhet, die wat hom gehoorsaam, die wat glo. En uiteindelik word hulle 'n nasie wat, as jy die 'n heilige priesterdom, 'n heilige nasie, die taal van Exodus
Exodus 19 waar God hulle hulp geroep hoor en dat God optree namens hulle en hulle in hierdie verbondsverhouding inroep. Is dat ek en jy God se mense, God se eiendomsvolk genoem word. En hier kry hulle identiteit. Jy hoor die heeltyd hierdie herhaling, en nou is dit hierdie klimaks. Julle is my eiendom, julle is my uitverkore volk. Julle is die ouens, julle is die lewende stene in wie ek hierdie nuwe heiligdom besig is om op te rig. 'n Nuwe huis, besig om dit op te rig. Gaan leef, julle word uitgeroep, julle is uitgeroep uit die duisternis om te leef in die wonderbare lig. En mag ons dit ook so wees en in ons identiteit leef. Here, baie dankie vir hierdie identiteit. Dankie dat ons bemoediging ook uit Petrus se woorde kan put. Here, dankie dat U ons U eiendomsvolk maak en dat U ons uit die duisternis uitgeroep het om te leef in U wonderbare lig. Amen. Goedheid en guns. Ons gesels weer tot 'n volgende keer.